Goeiemôre gemeente. En welkom in die erediens. Dit is die eerste Sondag in Paastyd en dit is lekker vir ons om elkeen van julle vanoggend hier te verwelkom en ook hierdie nuwe seisoen in die kerkjaar saam met mekaar binne te stap. Julle sal sien voor in die erediensruimte is die paaslelies, simbool van nuwe lewe en hoop, ook na die donkerste Vrydag van Goeie Vrydag. Enkele verjaarsdae vanoggend en ook vandag en gedurende die week, ons sê geluk aan Biana Schulze, Rina Tom, Liam Eis en Charles van der Merwe, wat vanoggend verjaar. Mag dit 'n mooi dag en ook jaar wees vir julle wat voorlê en dan ook vir almal anders wat gedurende hierdie week verjaar het en wel gister Saterdag verjaar het, maar ook nog in die week wat kom verjaar, mag dit 'n mooi nuwe lewensjaar vir julle ook wees. Vriende, daar's 'n klompie mense aan wie ons in die besonder dink in hierdie tyd. Ons dink aan die familie van Rina van der Spy. Rina is op 6 April oorlede. En die dankdiens vir haar lewe word maandag die 13de April om 11:00 in ons erediensruimte gehou. Dan dink ons in die besonder aan Willie en Martie en ook julle gesin en familie met die skielike afsterwe van julle seun Wim op die 4de April. 'n Dankdiens vir sy lewe vind Vrydag 17 April in ons erediensruimte plaas. Ons hou julle in ons harte en in ons gedagtes in hierdie tyd. Ons dink aan Stefan en Maritjie, Nel, wie se kleindogter Clara binnekort 'n groot, wel daar's reeds 'n prosedure wat sy ondergaan het, maar daar's nou nog 2 wat sy gaan ondergaan, so ons dink aan haar en ook aan Stefan hulle se kinders in hierdie tyd. En ons wens julle regtig alle sterkte toe vir ook die pad na herstel wat voorlê. Dan dink ons steeds in die besonder aan Dani, Jenny, David, Daniel en Zia de Villiers. Dani ondergaan intensiewe behandeling. Ons dink ook sommer aan Dani se broer, hulle Pietie, hulle wat ook in ons gemeente is. Dit is 'n ingrypende pad wat hy op hierdie stadium loop en dit vir die hele familie en veral vir die kinders is dit regtig 'n swaar tyd en vir Jenny, so ons vra dat julle asseblief hulle ook net in julle harte en julle gebede sal hou. Dani gaan agteruit en hy steeds ondergaan 'n intensiewe behandeling, maar ons wil graag hê dat hulle ook weet dat hulle nie hierdie pad alleen stap nie. Dankie dat julle ons laat weet hoe dit met julle en met julle familie gaan. Asseblief moenie ophou om vir my of vir Dewel te laat weet indien daar enige iets is wat ons as 'n gemeente saam met julle kan help dra of aan julle kan dink nie. Dan nooi ons julle hartlik uit, ons nuwe intrekkers, en julle sal sien alle nuwe intrekkers sedert 2024. So dis nie sommer net vandag nie. As jy sedert 2024 deel van hierdie gemeente geword het, dan nooi ons julle uit om sommer na die erediens saam met my en saam met Dominee Dewald 'n koppie tee of koffie te drink in die saal, 'n eetdingetjie saam te geniet en dan dat ons sommer net almal mekaar in die oë kan kyk en indien daar enige vrae is of iets van die aard, dan is ons welkom om sommer lekker saam te gesels. Ons sien uit daarna om saam met julle te kuier. Dan wil ons sommer net julle aandag daarop vestig dat ons graag die Afikoor, die Afrikaanse Hoërseunskoolkoor hier by ons gaan verwelkom volgende Sondag die 19de April tydens die oggenderediens om 9. Dit gaan so lekker wees dat hulle ook deel is van ons liturgie en ons erediens. Aanddienste skop weer af vanaand om 6. Moet dit nie misloop nie as jy 'n jong mens het wat enige van die ouderdom van graad 7 af tot en met matriek en selfs ons studente. Daar's lekker pizza wat hulle mee gaan saamkuier en dis ook lekker dat hierdie nuwe kwartaal ook uiteindelik nou weer begin. En dan 'n laaste, indien daar enige nuwe intrekkers of besoekers spesifiek vandag is, boonbehalwe dat julle saam met ons kan kuier na die tyd, wil ons ook sommer net julle uitnooi om ons hier by die nagmaaltafel te ontmoet. En dit sal vir ons lekker wees as ons julle net hier kan ontmoet. Vriende, dit was nou 'n mondvol. So ek gaan julle uitnooi om net vir so 'n oomblik stil te word voordat ons voortgaan met die erediens.
Ons toetrede lied vanoggend 'n belydenis dat God hier teenwoordig is. 2 verse terwyl ons sit van lied 159. Paulus skryf in die Filippense brief: Al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. Liewe gemeente, Sondag was dit die fees van opstanding waarin ons mekaar kon begroet met die woorde: Die Here het opgestaan. Daarom groet ons mekaar ook nou in die naam van die Here wat op 'n besondere wyse na sy dood aanhou ervaar word. In sy naam groet ons mekaar, genade en vrede. Amen. Kom ons staan en dan sing ons aanbiddingslied.
Julle sou onthou dat ons op Palmsondag genoem het dat Jabu daardie Vrydag die 3de April 25 jaar in Waterkloof Kerk se diens is. Jabu, ek wil jou vorentoe roep vanoggend. Jabu was daai naweek met verlof en ons het gesê ons gaan dit nie vier in die skoolvakansie wanneer almal nie hier is nie. So Jabu, ek wil vra dat jy sommer hier voor by ons kom staan. Vriende, julle sou ook gelees het in die gemeentebrief dat Waterkloof Kerk en Jabu is eintlik sinoniem. En ek het al meermale gesê, waar is Jabu nou, dat ek dalk net wag, dat hy voor by ons kom staan. Dankie, Jabu. Ons gee sommer vir hom 'n lekker handeklap. Jabu sal weet, ek het al meermale gesê, die dag as Jabu hier loop ek ook. So, Jabu, dis vir ons so lekker en so spesiaal om vanoggend jou hier in die erediens te hê en ek gaan vra dat Marius van Sail sommer net vorentoe kom en vir ons 'n paar woorde vir Jabu sê ter viering van Jabu se 25 jaar hier by ons. Goeiemôre almal. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanoggend hier langs Jabu te staan. Ons het hom leer ken hierso in 2001 as 'n 26-jarige jong man. Dit was 'n nuwe fase wat ons gemeente betree het, want ons het 'n nuwe persoon aangestel wat na ons terrein gekyk het en na die tuine gekyk het. En ek dink min het ons geweet uiteindelik wat se impak Jabu op ons gemeente sal hê. 9 jaar later toe sy aangestel as koster en ek dink hy is aangestel as gevolg van die feit dat ons gesien het oor wat sy vermoëns hy beskik, oor sy persoonlikheid wat hy gehad het, hoe hy sy werk benader het, hoe hy teenoor mense opgetree het. So in 2010 toe is alweer 'n nuwe fase met sy aanstelling as die koster in die gemeente. Ek dink ons het almal oor tyd agtergekom wat sy geweldige bydrae Jabu in ons gemeente lewer op alle terreine, hoe hy werk met mense, sy benadering en sy houding oor sy eie werk, sy opvaardigheid, sy innemendheid en vele ander goeie karaktereienskappe wat hy het. Ek weet in die tyd wat ek en Antoni op die personeelkomitee gesit het, het ons altyd so aan die begin van die jare onderhoud gehad met elkeen van die personeellede, die leraars, al die werknemers en almal en dan ons het maar 'n bietjie met hulle gesels oor hulle werksomstandighede, of hulle tevrede is, wat gaan aan, of daar iets is wat ons kan verander. En die onderhoud met Jabu of die gesprek met Jabu was altyd die koste van almal gewees. Ons het vir Jabu gevra, Jabu, sal enigiets wat ons mee kan help, is daar enige probleme, hoe gaan dit? Sy standaard antwoord was net altyd, gaan goed. Dit is wat Jabu gesê het en dit was sy houding altyd gewees. Ek dink as ons kyk na die visie wat ons gemeente het, om 'n familiegemeente te wees, om relevant te wees in die gemeenskap, kan ons eintlik nie iemand kry wat vir ons 'n beter voorbeeld is as hoe om dit uit te leef nie. Jabu leef dit regtig uit, hy is altyd beskikbaar, hy is altyd bereid om te help, hy is altyd vriendelik, as mens bel, dan antwoord hy altyd die foon, of hy bel terug. Dis regtig nie 'n plesier, Jabu, om iemand soos jy in die gemeente te hê, en om vir ons 'n bydrae te maak. Ek dink, wat vir my nogal belangrik is, wat ek gelees het in die brief wat Jabu vir die gemeente geskryf het, ek dink julle kan almal die wat nog nie gelees het nie, dit is in hierdie week se gemeentebrief, is daar 'n skakel. Mens sit altyd as dit ek sit altyd en kyk as dit die kermis in die bazaar is, en dit gaan so dol en dit is so besig en jy sien hoe Jabu rondhardloop van die een plek na die ander plek, dan is dit krag wat uitgesorteer moet word, dan is daar 'n masjien wat ergens breek, en terwyl hy op pad is om dit uit te sorteer, is daar iemand wat vra, help my gou my wyn wat ek gekoop het kaart toe te dra, dan stop Jabu net daar, dan doen hy dit gou. En dan dink ek altyd agterna, moet hy nog, as almal nou lekker saam gekuier het, moet hy nou begin oppak en regmaak en skoonmaak, want môreoggend is dit weer 'n kerkdiens en daar word weer koffie gedrink. En maandag is hier weer mense wat die terrein gebruik en hier, dan dink ek altyd, Jabu wens seker dit kan net verbygaan, maar ek is verkeerd.
Jabu het in sy brief wat hy geskryf het vir die gemeente, het hy gesê, I have so many beautiful memories on these decades, from these decades. The biggest being the times of big events like the gemeente kermis, where everyone comes together to have fun and raise funds for the gemeente. I love being part of these events, and by the grace of God, I've never missed any of them. Dit is sy houding, dit is sy manier, wat ons dalk of ek dalk gesien het as harde werk vir hom, lang ure, wat dalk vir hom moeisaam is aan die einde van die dag, is vir hom net 'n plesier, en dit is net vir hom lekker om dit te doen. Jabu, ons is lief vir jou, ons hoop die Here seën vir jou, en baie dankie vir alles wat jy vir ons doen. Ek wil vra dat ons huidige voorsitter van die kerkraad Wouter en dan ons voorsitter van die personeelkomitee Fransja Wessels asseblief na vore kom om net vir Jabu ook hierdie te oorhandig. Wys dalk sommer vir die gemeente, daar is die, as jy wil ietsie lees en hierso. Dis vir Jabu se sertifikaat van uitnemendheid. Dankie julle. Jabu, wil jy iets sê? Jy hoef nie, maar jy is Ek wil net sê baie dankie vir jou tydloof gemeente. Baie dankie. Jy mag nog nie loop nie, hoor. Jabu mag nog nie loop nie. Ons as 'n gemeente wil graag hierdie gebed vir jou sing, Jabu. En ons het vir jou probeer uitvind of hy in jou taal, Ndebele ook is, en jy het ook gesê, hy is so bietjie moeilik, daai vertaling, so ons sing vir jou in Afrikaans, en jy weet, dit kom uit ons harte uit, en dis hoekom ons dit ook in Afrikaans vanoggend doen, hoor, Jabu. Ons bid regtig vir die Here se ryklikste seën oor jou uit, en mag jy vir nog baie jare hier by ons wees, en sommer net jou mens wees, wat iets van die Here se koninkryk vir ons help leef. Baie dankie. Kom ons staan en dan sing ons hierdie gebed vir Jabu. Julle is ook hartlik uitgenooi. Na die erediens hou ons partytjie saam met Jabu. So moet asseblief nie verdwyn nie. Op die gemeentestoep kuier ons en vier ons lekker saam met Jabu. Ons het reeds genoem dat ons in die seisoen is van Paastyd. En Paastyd word gevier vanaf Jesus se opstanding tot en met Pinkstersondag. Nou wil ek hê ons kinders moet so 'n bietjie mooi luister. Met ander woorde, Paasfees vier ons, Jesus het opgestaan, 40 dae later, ons gaan na die tyd by die kinderbediening vra wie kan onthou hoeveel dae later, 40 dae later is dit Hemelvaart, en dan 50 dae na Paasfees is dit Pinksterfees, die tyd wat ons vier dat die Heilige Gees uitgestort is. Ek wil vra dat ons kinders, sommer gou hier voor by my kom staan, asseblief, en ek as julle my asseblief sal help vanoggend. Ons gaan vanoggend, daar's 'n tradisie in die groter kerk, dat jy 'n Paaskers maak. So ons gaan vanoggend ons Christuskers, 'n Paaskers maak, maar julle gaan my eers 'n bietjie moet help, asseblief. So kom staan so 'n bietjie nader, almal van julle. Kom ek verduidelik gou vir julle. Dis min of meer hoe dit lyk.
En elke jaar word daar 'n Paaskers gemaak wat in hierdie tyd gebruik word. Alright. Nou wat is alles op die Paaskers? Hierso het ek die simbole vir ons dit is mooi ingekleur en dit is uitgeknip. En weet jy van hierdie Paaskers? Well, okay. Ek dog julle weet al. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat beteken alles, kan julle mooi sien hierso. Alright, op die kers is daar in die eerste plek 'n kruis. Waaraan dink julle herinner die kruis ons? Ja. Omdat Jesus gesterf het vir ons. Ja, aan Jesus se kruisiging en Jesus wat gesterf het. Ek dink gaan ek vir jou vra om sommer hom vir my te plak. Sal jy vir my help asseblief? Ek gaan hom vir jou vashou. Dan plak ons hom hier in die middel, want ietsie gaan nog bo en onder hom kom. Alright. Kan ons so min of meer daar. Dit lyk reg. Dankie. Daar's hy. So daar's 'n kruis in die eerste plek. Dan is daar soms, en dit sal julle sien staan in die kruis, hierdie teken, dis nou dalk 'n moeilike vraag, wat dink julle noem ons hierdie teken? Lees julle? Ja. Die teken van Paasfees. Amper. Yes. Lees jy van die bord af? Ja, dit is die moeilike naam is die Christus monogram. Dit is eintlik maar net 'n moeilike naam vir iets eenvoudig wat sê dit wil vir ons wys na Christus of na Jesus. Dis die eerste 2 letters van die woord Christus in die Griekse alfabet, G en Rho. En dis hierdie simbool van Jesus se naam. Alright. Dan volgende het ons 2 lettertjies. Waarvoor dink? Wie kan vir my sê waarvoor staan hierdie? Alfa. Jy's reg. Kan jy hom vir my plak asseblief? Hierbo dink ek, dan sit mooi sigbaar. As hy. Okay, wie van julle kan vir my help om te sê wat hierdie ene is? Ja. Omega. Wat staan alfa en omega, weet julle? Yes. Van? Ja, en die eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet. Yes, kan jy hom vir my hier onder plak asseblief? Right. Goed, dan is hy nou 'n bietjie makliker is. En hier gaan ek soek nou 4 maatjies wat my kan help hier plak. Okay, hande op, kom ons vat een aan die kant en ons vat een aan hierdie kant en ons vat een aan hierdie kant en dalk Sofia, kan ons hierdie keer vir Sofia vra om ons hier te help. Sy seker, gaan jy dalk vir my die kers aansteek? Is dit reg? Alright, nou moet ons sê, die jaartal 2026, dit herinner ons dat Jesus deur sy gees hier en nou in die jaar 2026 by ons teenwoordig is. Ek dink ons moet dalk sê, so wat kom eerste by 2026? 'n 2, dankie Anju. Yes, en dan, wat kom dan? 'n 0. Wat kom dan? Nog 'n 2. Wie het nog 'n 2? Sofia. En dan 'n 6. En dan 'n 6. 20 26. Dis hy. Kyk hoe mooi lyk ons kers. Dankie dat julle vir ons gehelp het met die kers. En dan gaan jy hom vir ons aansteek, asseblief. Is 4 houtjies reg vir jou? Dis nie die eerste keer dat hy 4 houtjies gebruik nie. Okay, kom ons kyk almal hierso, hoe steek hy vir ons die kers in. Ons moet net nie ons hare aan die brand steek nie. Amper, as hy, hou hom so reg. Dis 'n nuwe een, so hy vat 'n bietjie langer, jy gaan dalk nog 'n enetjie moet vat. As hy. Kom ons laat hom bietjie brand, Dis hy. Dankie. Dis hy. So wat noem ons hierdie? Ja, maar nou is hy 'n Paasfeeskers. Julle is heeltemal reg. Dankie julle dat julle my gehelp het hiermee. Julle gaan nou 'n bietjie verder in die kinderbediening ook hieroor gesels en dis ook ietsie lekker wat julle by die huis saam met mamma en pappa kan doen. Julle kan maar uitbeweeg. Dankie julle, hoor. Dankie dat julle my gehelp het.
Voordat ons gaan saam nadink oor die Paastyd, saam lees ook uit die skrif, kom ons gaan eers nou saam bid. Here, ons praat oor Paasfees en ons dink daaroor en ons sing daaroor. Daarom wil ons vra dat U dit vir ons sal gee, dat ons almal met ons vrae, met ons sorge, met ons lief en met ons leed, ons verliese, dat ons daarmee hierdie Paasfeestyd sal belewe. Here, dit is ons gebed dat dit vir ons werklik Paasfees sal word, nie net op ons kalenders nie, maar ook in ons lewens. Wanneer ons vanoggend gaan saam dink oor 'n teks, 'n antieke teks, vra ons dat U Gees ons ook sal lei, sodat dit nie net diep in ons harte sal kom lê nie, maar dat ons ook daaruit sal leef. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit die Johannes-evangelie. En as daar nou een evangelie is wat 'n mens uitnooi om te dink en te wonder oor Jesus, is dit die Johannes-evangelie. Reeds in die inleiding is dit opvallend anders as die ander evangelies. Johannes begin hierdie verhaal oor Jesus deur te sing. En as Johannes aan die woord is daar telkens iets verrassend. Woorde het meer as een betekenisvlak en sy metafore is besonder ryk. Water en wyn in Kana is meer as water en wyn. En so is dit ook met hierdie teks in Johannes 21. Johannes het 4 verskyningsverhale wat oor 2 hoofstukke versprei is. Nou soos Matteus, Markus en Lukas begin Johannes sy verhaal van Paasfees met die belewenis van die leë graf. Maar dit word heel anders vertel by Johannes. Eerder as 'n klompie vroue word net een vrou genoem, Maria Magdalena. En sy sien dat die klip weggerol is, maar sy wil nie in die graf ingaan nie en in plaas daarvan gaan haal sy vir Petrus en die geliefde disipel. Hulle hardloop na die graf, gaan dit binne, vind dit leeg en keer dan na hulle huise toe terug, lees ons. Dan vertel Johannes die eerste van sy verskyningsverhale in hoofstuk 20. Julle sal onthou, Dominee Dewald het op opstandingssondag saam met ons hieroor nagedink. Maria Magdalena wat huilend by die graf bly, sy draai om, sy sien Jesus, sy herken hom nie. In plaas daarvan dink sy, hy is die tuinier. Sy vra vir hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my, waar het u hom neergelê, dat ek hom sal wegneem. En dan noem Jesus haar by die naam Maria en sy herken hom. Dan kry ons 'n tweede verskyningsverhaal, ook in hoofstuk 20. Dit vind plaas op die aand van dieselfde dag in Jerusalem. Die disippels, bang vir die owerhede, is in 'n geslote kamer, hulle kruip weg. Jesus verskyn en dan sê hy vir hulle, Shalom, vrede vir julle. En dan wys hy vir hulle die wonde aan sy hande en voete. Thomas, een van die 12, was nie teenwoordig nie, en wanneer die ander disippels hom daarvan vertel, dan glo hy hulle nie. En dan sê hy, as hy nie die merke sien nie, dan gaan hy nie glo nie. En dit stel eintlik Johannes se derde verskyningsverhaal op, daai episode, ook in hoofstuk 20. 'n week later en die disippels is weer in 'n afgeslote kamer. Jesus verskyn en sê weer vir hulle, vrede vir julle. En nadat hy Thomas genooi het om sy wonde aan te raak, roep Thomas uit, my Here en my God. En sy woorde, soos ons sal sien, is hierdie klassieke vroeë Christelike bevestiging van Paasfees. Nou na hierdie 3 verskynings lyk dit eintlik of die evangelie van Johannes tot 'n einde kom. Ons lees daar aan die einde van hoofstuk 20 en Jesus het nog baie ander tekens voor sy disippels gedoen wat nie in hierdie boek geskrywe is nie. En dan sluit daai hoofstuk af, maar dis geskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Messias is.
Inderdaad kon die evangelie, en dit is wat ons vermoed eintlik oorspronklik hier geëindig het. Maar dan begin daar nou nog 'n hoofstuk, waarin Johannes se 4de verskyningsverhaal dan nou verskyn. En die eintlike verhaal oor Jesus is reeds afgesluit hier in hoofstuk 20. Maar dan is daar 'n aantal verskyningsverhale in die naskrif of epiloog. Dit is wat ons hierdie hoofstuk 21 noem. Hierdie naskrif help ons om oor die betekenis van die opstanding na te dink. En dit sou vanoggend met 'n soort antifrase geformuleer kan word. Met die opstanding het niks verander nie. Met ander woorde, die opstanding is gewoon, maar die opstanding is ook buitengewoon. Want met die opstanding het alles ook verander. Kom ons lees die teks. In Johannes 21 vers 1 lees ons: Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. En dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didimus, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle: Ek gaan vis vang. En hulle sê vir hom: Ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe: My kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom: Nee. Hy sê toe vir hulle: Gooi die vis net uit aan die regterkant van die boot en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit en vanweë die groot klomp vis was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, vir Petrus: Dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy bookleed omgebind, want sy bolyf was kaal, en in die see gespring. Maar die ander disippels het met die skuit gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan die land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed en vis wat daarop lê en ook brood. Jesus sê vir hulle: Bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die net vol groot visse op die land getrek, 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle: Kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om hom te vra: Wie is u nie? Want hulle het geweet dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? Hy sê vir hom: Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom: Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat hy hom die 3de keer gevra het: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Dis 'n lang gedeelte. As jy jou Bybel hier het, hou dit maar so oop op jou skoot. Die gewoonheid van die opstanding. Simon Petrus sê: Ek gaan vis vang. En dis wat Petrus na die opstanding gaan doen. Hy bedoel natuurlik nie dat hy 'n bietjie gaan uitspan vir 'n naweek nie. Hy kon net sowel gesê het: Ek gaan werk toe. Dit is wat sy woorde in hierdie konteks beteken. En die ander disippels stem saam. Na die opstanding gaan almal terug werk toe. Gaan gewoon aan met hulle lewens. En die res van hierdie verhaal is ook net so gewoon. Op die strand staan 'n man, hy maak 'n vuurtjie en hy vra: Het iemand iets te eet? Hy braai vis en hy het brood. En so kan hierdie opstandingsverhaal beskryf word as 'n vroegoggend ontbyt op die strand saam met Jesus. Niks het eintlik verander nie. Jesus het opgestaan, kom ons gaan aan met ons lewe.
Petrus altyd voorvarend is dit steeds, hy gryp 'n hemp, hy spring uit die boot, hy probeer die laaste 100 tree in die water so gou moontlik aflê, en dalk het hy gedink hy kan bo op die water hardloop, en die ander disippels kom agterna met hierdie boot vol vis. Die opgestane Jesus betree die werklike wêreld van mense. Hy laat hom ervaar in die gewone van die lewe, by die werk, met ontbyt op die strand. Die digter Elizabeth Barrett Browning het die opmerking gemaak, Earth is crammed with heaven and every common bush afire with God, but only he who sees takes off his shoes. En hiermee verwoord sy op 'n manier ons ervaring van die teenwoordigheid van God, die heilige in die alledaagse. Die woord heilige assosieer ons gewoonlik met sakramente, die nagmaal, die doop, die sakrale, met die erediensruimte in die kerk. Nou sakramente het te doen met die heilige. Dit is elemente wat my op 'n manier bewus maak van God se teenwoordigheid, wat die goddelike nabyheid vir ons wil simboliseer. Nou in 'n wyeer sin kan jy ook sê dat sakramente vir jou herinner dat die lewe gewoon heilig is, en dat iets van die heiligheid en die gewydheid en die kosbaarheid van die lewe self eintlik gesuggereer word. Die lewe wat ons lewe in die teenwoordigheid of voor die aangesig van God, in die Latyn coram Deo. Die Australiese kunstenaar Margaret Ackland beeld dit aangrypend uit. Oor die nagmaal, een van ons sakramente. En as jy nou na die skildery kyk, dan sien jy in die eerste plek, kom ek maak dit net vir julle so 'n oomblik donkerder, dan sien jy, dit is 'n baie alledaagse toneel. Dis nie 'n netjiese groep disippels nie, dis sommer mans en vroue en kinders en babas wat daar saam drom rondom die tafel, en jy sien Jesus daar van agter af. Jy sien nie sy gesig nie, maar dan val jou oë op die elemente van die tafel, die brood en die wyn en die eenvoud wat hier gesuggereer word, wat vir almal rondom die tafel iets van die troos en die teenwoordigheid van God bied. Hierdie klompie verskyningsverhale van Jesus, en veral dan hierdie laaste een, maak vir ons duidelik, die Here leef. En die Here leef in die alledaagse, in die gewone, deel van die werklikheid. En is ook daar in die werklike lewe wat die evangelie mos nou die goeie nuus gestalte vind. In 'n baie goeie artikel oor die teologie van die kruis, Theology of the Cross and Popular Culture, skryf die teoloog Ernest Simmons oor hierdie gewone, selfs hierdie realistiese aard van geloof, as hy sê, popular culture does not prepare people to address the ambiguity, the suffering and the failure that occur in their own lives, encouraging religion as an escape from, rather than a grappling with reality. Vir baie is die evangelie 'n ontsnappingsmeganisme, 'n manier om weg te kom van die harde en die gekompliseerde werklikheid. Solank ek net Sondag lekker kan kerk hou, mooi goed sing, goed voel daarna, dan het godsdiens sy doel gedien. Maar die soort sismiddel kry jy nie by Johannes nie. Die manier waarop Johannes vir Jesus voorstel is so anders. Jy vind hom in die lewe, in die werk en die ontbyt, in die gewoonheid van die lewe. Die teoloog David Bosch het tussen al die wonderlike akademiese werke wat hy gelewer het, het hy 'n kosbare boekie geskryf met die titel A Spirituality for the Road. En uit die titel blyk dit reeds duidelik dat daar hierdie versigtiging is dat ek God beleef nie net in die kerk nie, maar op die pad van die lewe. Die heilige word ingedra in die alledaagse, en daar moet ek dan aangaan met my lewe. Ek moet die reis voortsit. Hierdie verhaal van die verskyning van Jesus sluit af met hierdie ongelooflike mooi beskrywing, en daarom dat ek ook die hele verhaal gelees het.
dat in die doodgewone ervaar hulle eintlik die buitengewone. Daar was niks vreemd aan 'n bietjie kole en vis en brood nie, maar dan lees ons in vers 12, toe Jesus vir hulle hierdie vis gee en hierdie brood gee, het nie een gewaag om te vra, wie is u nie? Want hulle het gewoon net geweet, hy is die Here. In hierdie gewone ontbyt beleef hulle 'n liefdesmaal by Jesus. Dit nooi vir my en vir jou uit om 'n bietjie anders te kyk na die alledaagse. Na die mees algemene goed wat terselfdertyd 'n sakrament word vir hierdie disippels en ook vir ons, 'n manier word om iets van God se teenwoordigheid te ervaar. In hierdie sin help die verskyningservaring ons om die een wêreld van God te ontdek. Die een wêreld waarin spatsels van heiligheid van God oral te sien en te ervaar is. Hierdie een wêreld waar geloof verbeeldingryk geleef word. Nie eenkant weggesteek in 'n kerkgebou op 'n Sondag nie, maar in die hofsale en die lesinglokale, in die teaters, in die klaskamers. Kom ons sê dit weer, in die opsig is die opstanding gewoon. Maar ons kan ook nie anders as om te sê, met die opstanding het alles verander nie. Dit is buitengewoon. Onder die gewone en in die gewone lê daar vir Johannes iets besonders. Die intrede van die opgestane Here in hulle lewe het tog wel alles verander. Niks sal ooit weer vir hulle dieselfde wees nie. Kyk vir 'n oomblik na die tweede helfte van ons teks wat ons gelees het, na die vertelling van Petrus, na die vertelling van Petrus se ervaring. Ek dink in Petrus het ons te make met iemand wat nie net moet praat van Jesus se opstanding nie, hy moet ook sy eie opstanding belewe. Want die mislukking hang so half soos 'n donker wolk hier oor hom. Die vraag is, hoe kan jy na so 'n mislukking voortgaan? Hy was die staatmaker. Hy was die eerste een wat bely het dat Jesus die Messias is, dat hy die Christus is. Hy het hierdie geweldige voornemens gehad, hy het so 'n bietjie partykeer gespog met sy eie lojaliteit. En dan faal hy jammerlik. En nie net by die kruis en wanneer Jesus ly nie, maar reeds daar in die tuin van Getsemane. As Jesus sê, bly tog net wakker saam met my, julle is my naaste vriende, ek het julle nou nodig, dan kan hy nie saam met Jesus wakker bly en waak nie. Dan kan hy, hy was altyd so op en wakker en hy was by vanaf die eerste teken by die bruilof in Kana. Maar op die ou einde is Jesus alleen en word Jesus eensaam gelaat. En dan gebeur dit, op pad uit Getsemane uit, hy gaan agteraan saam met Jesus, hy probeer saam met Jesus beweeg, maar die oomblik as iemand, 'n verbyganger vir hom sê, jy was ook saam met Jesus, dan sê hy, ek ken hom nie. Ek het hierdie man nog nooit gesien nie. En eers as die haan kraai, dan onthou hy dat Jesus gesê het, jy gaan my 3 keer verloon, Petrus, jy gaan 3 keer ontken dat jy my ken. Kan hierdie man uit hierdie geweldige mislukking, uit hierdie verloning weer opstaan? En dan is dit die merkwaardige, dan word daar vertel, daar waar hy by die vuurtjie kom, waar Jesus staan en hulle die vis braai, wat doen Jesus? Hy kyk verby Petrus se bravade en sy optrede en sy kragtoere, maar hy kyk ook verby sy jammerlike mislukking. Jesus vra nie net 3 maal Simon, dis nou die naam voordat hy disipel geword het jy my lief nie? Die feit dat hy 3 keer vra, sluit seker aan by die dat Petrus hom 3 keer verloon het, nê? Maar hy gee hom ook daar 'n opdrag om die goeie nuus die wêreld in te neem. Hy kyk verby die mislukking. En daarmee sê Jesus op 'n manier vir hom, ek vertrou jou met hierdie groot opdrag van my. My vertroue in jou is nie weg nie. En hoor julle, hierdie is Petrus se opstandingsverhaal as hy hierso vir Jesus ervaar. Petrus beroep hom nie meer op sy eie krag nie, hier beroep hy hom net op die Here self. Dan sê hy, u weet, ek kan nie my liefde aan u bewys nie, my loyaliteit bewys nie, maar u weet dat ek u liefhet. Dan is hierdie by uitstek 'n verhaal van opstaan uit mislukking.
Petrus moet ontdek en hy moet opstaan uit die gedagte dat hierdie mislukking gaan nie die res van sy lewe bepaal nie. Trouwens, as 'n mens kyk na 2 van die vorige verskyningsverhale in Johannes, die van Maria Magdalena en van Thomas, dan sien ons iets van dieselfde, tog eie soortige ervaring. Maria Magdalena moes ontdek dat die verdriet, die verlies, nie die laaste woord kan spreek oor haar lewe nie. Thomas moet ontdek dat al sy twyfel en al sy vrae is nie die einde nie. Dis nie al wat tel nie. En dan word hierdie verhale wat nie net gaan oor Jesus se opstanding nie, maar oor mense se opstanding. Toe Maria sy opstanding en hom ervaar, toe staan sy op uit haar eie verdriet. Toe Thomas die opstanding en hom ervaar, toe staan hy op uit sy eie vertwyfeling. Petrus vind hom en hy staan op uit sy eie mislukking. En in hierdie sin is die opstanding gewoon buitengewoon. Dit wat vir Petrus en Maria en Thomas onmoontlik voel, is wel moontlik. Dis verrassend anders as wat hulle sou dink, die nuwe moontlikhede wat hierdie opstanding en hierdie ervaring van Jesus meebring. En ek en jy moet ook weet dat ons foute en ons mislukkings en ons angs en ons twyfel en ons verlies kan nie die laaste woord sê nie. Beteken dit al die verdriet, die seer is met eens weg? Die pyn van mislukking is vergete, al die twyfel is nou finaal agter die rug? Ek dink die antwoord daarop is nee. Maar ons moet dan byvoeg dat verlies en mislukking en ongeloof en wanhoop kan nooit die laaste sê nie. Ek dink baie maal dink ons die opstanding en die vertelling van Jesus se verskyningsverhale is eintlik maar net bedoel vir eendag. Dat ek die dood kan oorbrug. Dat dit praat van ander kant die graf. Maar Christus stuur vir jou en vir my terug na ons lewe toe, hier en nou. Die lewe hier op aarde. Die opstanding beteken nie ons ontvlug nou en ons ontsnap nou die werklikheid nie. Selfs al is dit 'n baie de mekaar werklikheid. Dit word 'n uitnodiging om getrou te word aan hierdie lewe, aan hierdie aarde. Maar dan met die krag en met die perspektief van die opstanding. Met ander woorde, ek kyk 'n bietjie anders na die werklikheid waarin ek myself bevind. Paasfees en hierdie seisoen in die kerkjaar wil vir jou en vir my help in ons nadenke oor God en oor onsself om op 'n manier die opstandingskrag, die buitengewone in ons lewens te beleef. Paasfees sê dit het duidelik geword, so duidelik soos daglig, dat nie die haat en die mislukking en die gebrokenheid van hierdie wêreld nie, maar die liefde en die nuwe lewe die laaste woord sal sê. Daarom kan ons bely dat met die opstanding het alles verander. Dit is uiters buitengewoon. Want in die pyn en in die gebrokenheid van hierdie lewe lê daarin opgesluit ook die moontlikheid om radikaal nuwe mens te wees. Elke jaar as ons besig is met hierdie verhale, besef ek, hiervan verstaan ons maar min. Maar dalk is dit juist die punt. Al verstaan ons nie veel van hierdie werklikheid nie, ervaar ons tog iets van 'n Christus wat opgestaan het, 'n Christus wat weer en weer nuut ervaar word. En ek dink wie so daarna kyk, ontdek dat om in God te glo is nie 'n vervelige besigheid nie. God is dikwels so anders as wat jy en ek sou verwag. God deurbreek dikwels doodloopstrate. Om in God te glo is nie gelyk aan die nakom van 'n klomp voorspelbare reëls nie. Want ewe skielik is daar 'n toekoms wat saam met God ontvou. Word Christendom iets opwindend, iets uitdagend, vol nuwe insigte oor jouself, maar ook
oor die lewe saam met God. Mag ons in hierdie dae die krag van die opstanding opnuut in ons lewens beleef. Amen. Ons het ons erediens begin met die woorde van Paulus in Filippense 3, die kern, die hart van daai teks waar Paulus skryf, hy het net een begeerte en dit is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. Daar is 'n gebed van St. Patrick, wat 'n 5de eeuse Christelike sendeling en 'n biskop in Ierland was. En hy vra met hierdie gebed dat die krag van die opstanding soos beleef word in die teenwoordigheid van Christus oral in ons lewe en in ons menswees sal bestaan. Daar is die woorde van die gebed en kom ons luister na 'n stukkie musiek met die woorde van die gebed. En wanneer ons hierna luister, word dit ook ons gebed, dat iets van die opstanding in ons elke dag sal bestaan. Amen. Vriende, daar is nou geleentheid vir die dankoffers.
Ons sien uit daarna om na afloop van die erediens saam met Jabu te kuier. So ons sien julle op die gemeentestoep. Kom ons staan en dan sluit ons af met ons laaste lied, 'n belydenis, maar ook 'n stuk troos. Die opstandingservaring maak ons bewus, God kom na ons toe en ons beleef God ook in elke aspek van hierdie lewe. Die ervaring van Jesus na die opstanding kry ons op 'n manier aan die beweeg. Die Griekse woord wat in daai vers gebruik word van Paulus, herinner aan die woord dinamies, dis dunamis. En dis hierdie dinamika van Christus wat ons aan die beweeg kry, in ons, bo ons, onder ons, saam met ons, wat ons in hierdie lewe so 'n bietjie wil aanwakker, waar ons die wêreld ingaan wanneer ons hier uitstap. Nie alleen nie. Wat jou en my omstandighede op hierdie oomblik ook al is, mag ons die opstandingskrag en die opstandingsvrede of heelheid van Christus ondervind. Mag die seën, die teenwoordigheid van die Here oor elkeen van ons wees. Amen.